Goeiemôre gemeente. Dis lekker om julle vanmôre op die te hê. Ons kyk net na die afkondigings. Vandag het ons oggenddiens en ons sluit ons 40 dae af vandag. Dan die maand 12 uur is 'n bietjie laat. Sodra almal sê gaan ons begin. Dan kan ons lang soos wat ons by mekaar kom, jy kan gou eers gemaklik aantrek en terugkom. Dan behoort dan nog vir jou so 'n bietjie ietsie oor te wees as jy terugkom. Ja, klaar. So jy kan nog eers terugkom. Ons gaan nie maar vandag nie connecte. Om 8:30 sal bid vir vroue. Na Sondag 26 is volgende is dit oggenddiens en dis hervormingsfees. Ek sal nou 'n bietjie meer iets daaroor noem. Dan die verjaarsdag, vandag is dit Laurens Klopbrou en Elise Marie van Dooyen. Môre die 20ste is die Lief Greef en Mandy Heinz. Dan is die 21ste is Jacques Labskagni. Woensdag die 22ste is Michael Olofsen en Ola van Wyk. Donderdag die 23ste is Marlies Beatley, Harry Kapaan en Minnie Hanstedt. En Vrydag die 24ste is Chanel Krobber, Joanie Swart. En Saterdag die 25ste is Andries Brand en Kavia Kotse. Dan die huweliksherdenkings is Saterdag die 25ste is Johan en Annemarie Tron, wat 12 dae getroud is. Ons gee vir die mense 'n lekker hande klap. Wil jy as dan die dankdiens van volgende Sondag, dit is 'n gesamentlike diens hierso by ons. Dit is ook al vir 'n dankdiens. So dan gaan die hervormingdiens en die dankdiens gaan hulle so 'n bietjie meng net om dankie te sê vir alles wat die jaar gebeur het. So dis hier by ons om 09:30. So en al die kerke is genooi ook daarna toe ons half net getuig van hoe goed die Here hierdie jaar vir ons was. Dan het ons toesweesmaand, ons is nou in ons 10de maand. So daar is koevertjies by die deure beskikbaar, ook daar op die klankboks. So vat 'n koevertjie en soos die Here jou kan jy ook jou 10de maand dankoffer so bring. Jy kan dit ook elektronies doen, hoe ook al dit vir jou die gemaklikste is, maar ons is nou ons 10de maand dankoffer. Dan lief en leed, ons dink aan Tannie Priscilla Steenkamp, dit gaan nie goed met haar gesondheid nie. En dan net om regtig dankie te sê vir almal wat betrokke was met vandag se regmaak. Uitsondering maar, ek kan nie anders nie, ek dink Mariet, definitief Tana, dankie, my eie persoonlike vrou, dankie vir Adrie, en net almal wat ietsie gemaak het, en net hier is vanmôre, en net saam met ons kom kuier. So baie dankie vir elkeen, ook van julle ook. Ek stel ook vir jou baie dankie vir jou bydrae die terug. Ja, ek kan dankie eintlik dankie sê vir elkeen van julle, dan gaan jy so 'n bietjie aangaan. As jy nou nog nie 'n kaartjie het nie, kan jy na die tyd ook net een koop. Kom kuier asseblief, moenie laat ook die koste vir jou probleem is nie, praat net met ons en maak so 'n reëling. Daar is genoeg kos ook daarvoor. Gemeente, kom ons word net vir 'n oomblik rustig. Ons sê Robbie, klomp goed wat gebeur het, Robbie naweek, klomp goed wat moes gebeur. So kom ons word vir 'n oomblik net rustig daar ons sit. En as ons Here loof en prys, dat ons loof sal.
Ons kom vandag voor die Here. Nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat ons glo dat hy die volmaakte Vader is. Hy wat weet van elke seer, elke skaamte, elke verlore pad. Ons glo en bely vanmôre, so ver as wat die ooste van die weste verwyder is, so ver het hy ons oortredings van ons verwyder. In sy teenwoordigheid vind ons rus. In sy huis vind ons tuiskoms. En in sy liefde word ons herstel. Liewe gemeente, mag die vrede van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees nou ons harte oopmaak, sodat ons hom sal hoor roep, my kind, kom tuis. Amen. So nou ons kindermoment, want sien, hulle is weer byna gesaai vanmôre, so ek gaan sommer hier van vooraf net weer. Daai lankal nie meer nie, want hulle dra net so lekker. Een middag speel hulle buite, en hy spring oor 'n modderplas, en splash, is hy in die modder. En toe hy uitkom, toe bly die een skoen agter. En hy hardloop net met die een skoen aan, want hy kry dit toe nie in die modder nie. Hy dink by homself, my ma gaan baie kwaad wees as ek by die huis kom vandag. Toe hy by die huis kom, loop hy stadig en probeer sy een voet agter die ander een wegsteek, dat sy ma dit nie sien nie. Maar soos wat ma's is, weet sy dadelik toe hy by daai deur instap, daar iets gebeur. En sy vra vir hom, wat gaan aan? Wat het gebeur? En hy kyk af en hy sê sag, ek het my skoen verloor. Sy ma glimlag net en sê, dis net 'n skoen. Kom ons gaan soek hom saam. Sy vat toe sy hand en stap saam met hom buite toe en hulle begin in die modder grawe. En toe hy die skoen kry, vat die ma hom huis toe, was hom skoon en sit hom weer aan sy voet. En sy sê vir hom, dis wat pa's en ma's doen, of oumas, of oupas, tannies en ooms. As iets verlore raak, gee ons nie op nie. Ons gaan soek, maak skoon en gee nog vir ons. Mag julle as kinders ook weet, dat daar's altyd nog 'n kans. Dit is wat God ook doen. Hy sal jou altyd weer terugvat, maak nie saak hoe ver jy weggaan. So kom ons staan, en sing ons nog 'n liedjie saam, en dan terwyl, as ons liedjie klaar gesing, kan julle julle inkleer goedjies kom kyk. Dan kom ons staan almal sommer op en dan sing ons lekker saam. Gemeente, ek kom weer vanmôre baie spring tussen verskillende tekste, maar my kernteks is Lukas 15, daar van die begin van die verlore seun af. So as julle so lank daarin wil blaai, is julle meer as welkom. Lukas 15.
Lukas 15. Kom ons sluit die oë voordat ons diens begin. Almagtige God, Hemelse Vader, dankie Here dat U ons ontmoet. Dankie Here dat U ons nie alleen los nie. Dankie Here dat ons stikkend en seer en verlore voor U kan kom. Dat U net sê, jy is myne. Vir jou het ek ewig lief. Here, maak ons harte stil vanmôre, dat ons kan hoor wat U vandag vir elkeen van ons wil sê. Here, maak ons net ook lekker gaan saam kuier, bid ek dat U ook daar tussen ons sal wees, by ons sal wees. Here, U is die God wat naby aan U mense is. Here, help ons om vandag U raak te sien, iets van U hart te hoor. Spreek, Here, want U kinders wil baie graag luister. In Jesus naam alleen. Amen. Ons is vandag aan die einde van ons 40 dae. Vandag wil ek fokus op die ou bekende verhaal van die verlore seun. Maar terwyl ek besig was met hierdie teks, het ek 'n paar goed geleer van hierdie teks wat ek nog nie voorheen raak gesien het. So ek wil dit baie graag met julle deel ook. Maar ek wil dit opsom, want ek wil nie die hele teks vanmôre vir ons deurlees nie. Ek dink dit gaan net te lank neem. So net om gou weer terug te kom wat gebeur. Die jongste seun staan een oggend op en hy besluit hy is nou moeg om in die huis te bly. Hy wil in die wye wêreld ingaan en daar gaan party gee. Hy gaan na sy pa toe, hy sê, "Pa, ek soek my erfporsie. Ek soek wat ek gaan kry as pa eendag doodgaan." En sy pa gee dit vir hom en daar gaan die seun. En hy gaan spandeer al hierdie geld op 'n lekker lewe. Hy kuier baie, hy betaal baie geld vir 'n klomp goed en hy eindig op wanneer 'n hongersnood tref langs 'n paar varkbokke en hy's besig om dood te gaan van honger. En hy maak dan 'n besluit om terug te keer na sy pa. En dan gebeur die volgende. Vers 15, hoofstuk 15 vers 20. Toe hy nog van ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir sy pa, vir hom, "Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie." Maar sy pa roep al die werkmense en sê, "Maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry." Toe het hulle begin fees vier. En soos ek gesê het, so 'n paar opmerkings van wat ek hierdie week vir die eerste keer raak gelees het en gesien het. Hoekom het die pa opgespring en gehardloop? Hoekom moes hulle gou maak om vir die slaaf of hierdie kind nuwe klere aan te trek, 'n ring en nuwe skoene? Nou, die rede hoekom ek nog altyd gedink het, en dit is ook 'n rol, definitief, is want, soos ons lees, hy het hom innig jammer gekry, en liefde het hierdie pa beweeg om op te spring na hom te hardloop en hom vas te druk. Maar dit was ook baie meer as net dit. Daar's 'n ander rede ook. Ons moet onthou dat die antieke mens baie nader aan mekaar geleef het as wat ons vandag doen. Die gemeenskap, die mense wat by mekaar wil kom, was die heel belangrikste ding in daardie tyd. So mense van buite af het hierdie situasie ook sien dat pa as dood speel nie. Hulle het gesien hoe vat hy die geld en gaan spandeer dit op baie slag. Hulle het gesien hoe hierdie seun swaar kry omdat daar nie meer geld of kos of enigiets is nie. Hulle het dit beleef, ervaar en gesien. Hulle het ook gesien hoe hy is besig
om terug te beweeg na sy pa toe. Hulle het al hierdie goed beleef. Al hierdie goed sou oneer gebring het, nie net aan die gesin nie, maar aan die hele gemeenskap. Die mense in die dorpie sou dit as 'n belediging nie net teen hulle gesin gesien het nie, maar ook teenoor hulle self. Want eer was nie net 'n persoonlike ding nie, maar 'n gemeenskaplike ding. Volgens die kultuur van daardie tyd, as 'n seun so iets doen, sou hy kon verban word tot dood gemaak word. Hulle sou kon stenig as hy dit doen. Daar was self 'n tradisie bekend as die Kezaza seremonie, wat in Hebreëus beteken afbreek. As 'n Joodse seun met sy erfenis onder die heidene gaan deurbring en dan terugkom, sou die dorpsmense hom tegemoet gegaan het met 'n pot, die pot stukkend voor hom gebreek het en vir hom gesê het, soos wat daai pot stukkend is jy nou afgebreek van ons. Jy kom nie weer terug. So, as die mense hom eers gekry het, sou hulle vir hom gesê, daar's nou afskeid tussen ons. Jy mag nie meer naby ons kom nie. Jy is van ons afgesny. Die gemeenskap sou hoor, die seun is op pad terug. En waarskynlik die pa ook. Want die enigste plek waar die bostelegram vinniger beweeg as in Oudtshoorn was in die antieke tyd. Daar sou hulle vinniger geweet het wat in ander mense se huise aangegaan het as hier. So dan moet jy weet hoe vinnig dit was. Die gemeenskap was dus reg om hierdie seun reg te stel. Hy was immers 'n skaamte vir die gemeenskap. En daarom, toe die pa hom van ver af sien aankom, spring hy op en hy hardloop na hom. En hierdie was ook heeltemal gesien as verkeerd. Ou mans daardie tyd sou nie mag hardloop het. Dit sou gesien word as oneer. Dit sou gesien word as iets wat net nie gebeur het. Maar hierdie man spring op en hy hardloop na sy seun toe. Want hy moet eers by sy seun aankom voor die dorp hom verwerp. Voor die dorp hom dalk tot dood maak. Hardloop hierdie pa na sy seun toe. Om die skaamte en ek het hom vergewe. Hy is my eie. So liefde het hom definitief gedryf om op te spring en na sy seun toe te gaan, maar daar was iets 'n bietjie groter as net dit. Hy wou sy seun beskerm teen hierdie oordeel. En hy doen dit op 'n baie praktiese manier ook. Ons lees verder in vers 22, maar sy pa roep sy werkmense en sê, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Klere in daardie tyd sou jou status en jou identiteit getel het. Die seun sou waarskynlik daar aangekom het met klere wat vodde was. En wat doen die pa? Hy sê vir hom, ons trek vir jou die beste klere aan. Waarskynlik 'n feestelike mantel, dieselfde tipe klere wat 'n eregas sou aantrek. Daarmee sê die pa vir die seun, maar ook vir die gemeenskap, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nie meer 'n buitestander nie, jy is my seun. Jesaja 61 vers 10 sê dit, hy sê, ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorbindaarsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterlike kroon op, soos 'n bruid met haar juweliere aan. So, hoekom trek hy vir hom nuwe klere aan? Dit was nie net omdat hy gesien het, hy het lelike klere aan nie, wat nou stukkend na park geryk het nie. Hy trek dit aan, want daar gebeur iets. Hy sê vir hom, jy is nie meer net 'n slaaf nie, jy is nou weer my seun. Dan gaan die vers aan, hy sê, hy sit vir hom 'n ring aan sy vinger. Die ring wat sy pa aan sy vinger sit, sou beteken dat hy weer gesag het en hy behoort. Dit was heel waarskynlik 'n seelring met die gesin of die familie se wapen op, wat hulle briewe mee geseël het in daardie tyd. So deur dit vir hom te gee, sê hy vir hom, jy het weer gesag. Jy kan nou weer namens die familie praat. Jy is nou weer deel van ons. Jy is nou weer deel van die gemeenskap. Hy sê hierdeur vir sy seun en die gemeenskap, dat hy sy seun weer vertrou.
en dat hy weer sy naam en gesag mag dra. Hy is nie net vergewe nie, maar sy seenskap, sy kindskap is geherstel. Daar's iets nuuts, daar's iets anders. Dan die laaste deel sê, en trek vir hom skoene aan. Nou slawe in daardie tyd sou kaalvoet geloop. Dit sou net mense wat vry was, wat skoene gedra het. So hy trek nie net vir hom skoene aan, omdat dit 'n mooi gebaar is nie. Daardeur sê hy vir hom, jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is weer my kind, kom hier. So die gemeenskap hou hierdie ding dop. Hulle sien die pa hom vas. Die pa sit vir hom 'n ring aan, die pa sit vir hom 'n nuwe kleed aan en hy trek vir hom skoene aan. So daardeur sê hierdie pa vir die gemeenskap, hierdie is my seun. Julle raak nie aan hom. Ek het hom lief, hy is my. Hierdie pa wys iets van God se vaderhart. Ons het toe ons gepraat het oor paabonde, het ons gepraat oor die perfekte verhouding wat daar moet wees tussen 'n pa en 'n kind. En ons het dit gesien by Jesus se doop en daar's 3 goed wat moet gebeur. Die pa is lief vir die kind. Die pa wys die kind sy identiteit aan, wie hy of sy is en wat hy of sy moet doen. En derdens, die pa is bly die kind is daar. En ons sien iets hiervan in hierdie verhaal ook. As die pa hom nader en hom trek, daardeur sê hy vir hom, ek is lief vir jou. Hy verander sy identiteit. Hy sê vir hom, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is weer my kind. En derdens, sy bly sy kind is daar. Hy vier fees. Hy laat die vetgemaakte kalf geslag word vir hierdie seun. Hierdie seun word weer teruggetrek in hierdie verhoudinge. Nou liewe gemeente, ek hoop jy kan iets hiervan hoor wat God ook oor jou sê. Ek hoop jy kan dit terugtrek na jou eie verhouding met God toe. Want hy is die perfekte ouer. Die een toe ons weggegaan het van hom deur ons sonde te doen en soveel keer eintlik vir God daardeur gesê het, ek het sonde teenoor u. Ek het u nie meer nodig nie. Hierdie sonde is vir my soveel lekkerder. Het God nooit opgegee op ons nie. Het hy gewag keer na keer dat ons sal terugkom. En wag hy vandag oop arms vir jou om terug te kom. Hou hy jou al dop van ver af. En sal hy, as jy na hom toe aangestap kom, opspring en na jou toe hardloop, jou arm en vir jou sê, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, want jou verheug ek my. Dis wat hy vir elkeen van ons wil sê, maak nie saak hoe ver jy was nie, jy bly my kind. Jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie, maar jy is 'n kind van die lewende God. Al wat jy moet doen, is terugdraai na hom. Hy staan met oop arms. Gaan jy na hom toe gaan? In die preek oor paabonde het ek gewys hoe aardse vaders soms val. Hulle is soms afwesig, emosioneel ontoeganklik, of hulle laat hulle kinders voel dat hulle met liefde verdien. Die verlore seun verhaal bring hier genesing, want die pa in hierdie gelykenis is juis die teenoorgestelde hiervan. Hy beeld die volmaakte vader uit, as hy hardloop uit liefde, nie uit plig nie. Hy herstel waardigheid eerder as om skuld te beklemtoon. Hy tree eerste op voordat die seun kan kry wat hy eintlik verdien. Dis die vader wat hier sê, jy hoef jouself nie te straf om deur my aanvaar te word nie. Die maabonde het toe ons gepraat het, daaroor het ons gepraat van, dis mens, baie keer word ons emosioneel verwerp deur ons maas, of verwaarloos. Die plek waar 'n mens moet veilig voel en geliefd voel, word baie keer onder ons voete uitgeruk. En hier pas die God as perfekte ouer ook in, as hy sê, hy omhels die seun, daar's 'n fisiese en emosionele nabyheid. Hy praat woorde van liefde, nie verwyte nie. Hy verleen 'n veilige ruimte waar skaamte verander in aanvaarding.
Dalk het jy deur jou ma nooit aanvaarding gekry nie. Hier sien ons God aanvaar jou, maak nie saak waar jy was nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie. As jy terugkeer na hom toe, spring hy op, hardloop hy na jou toe en druk hy jou teen sy bors. God is die perfekte ouer. Die een wat daar was, al voel jy nog die hele tyd soos 'n weeskind. Hy is die een wat daar is, al het jou aardse ma of pa, is hulle die rede van jou grootste seer. Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom ook oor die wat hom dien. Jesaja 66 sê, soos 'n moeder haar kind troos, so sal ek julle troos. Hy is die een wat daar is, al het jy deur jou lewe vreeslik seer gekry, deur verliese, deur verwerping, deur veroordeling, is hy die een wat jou nooit alleen sal los nie, wat juist daar is in die moeilik, in die stikken. Psalm 34 vers 19, wat ons 'n paar keer al genoem het, sê die volgende, en ek bid so dat jy dit sal vat. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moederloses. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moederlose. Maar jy gaan dit moet herken. Jy gaan moet sê, ek is moederloos, ek is gebroken, ek het 'n Vader wat vir my wag, ek moet na hom toe gaan. Die Vader staan met oop arms en hy hou jou dop, en hy wag dat jy sal kom. En dan sal hy opspring en jou teen sy bors vastrek, en hy sal jou herstel van slaaf na kind, van stikken na jou. En die wonderlikste ding is, hy sê nie die perfekte ouer nie, hy gee ook vir ons die perfekte familie. En wie is dit? Die kerk. Ek en jy. Efesiërs 2 vers 19 sê, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Jy is 'n lid van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en vereis dit heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as geestelike huis waarin God woon. Deur die skande op hom te geneem het, toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, het hy dit vir ons moontlik gemaak, dat ons nie ver van hom sal wees nie, maar naby hom. Maar dat ek en jy ook deel is van die gesin van God. Dat ons met ons gebrokenheid, met ons pa en ons ma-wonde, deel kan hê van hierdie gesin. Dat ons hier plek kan vind, waar my wonde en my seer aanvaar word, uit liefde en genade. Dat ons kan besef, in ons kern is ons almal stikkend. Elkeen van ons wat hier sit, elkeen van ons wat hier sit, en hier is, Sondag tot Sondag by mekaar kom, het op een of ander manier 'n bietjie seer. Of deur ons pa, of deur ons ma, of deur omstandighede, of net deur ons sonde. Maar as jy welkom hier, in die huisgesin van die lewende God. Paulus skryf baie daaroor in die Bybel, as hy sê, in Christus is ons een. Daar is nie meer onderskeid wat getref kan word oor ons geboortereg, oor ons kultuur, oor ons kleur of ons taal. Dat ons besef, elkeen van ons is daardie verlore seun. Elkeen van ons dra 'n wonde. Dat in hierdie nuwe gesin, 'n gesin wat sal fokus op hom, as die perfekte Vader wat sê, kom na my. Want in ons diepste wese moet die kerk ook iets sê, wat God vir Jesus gesê het by sy doop. Eerstens, dat hy geliefd is. Mag ons as NG Oudtshoorn, as gemeenskap van Oudtshoorn, hierdie begin doen. Mag ons mekaar begin sê, ek is lief vir jou.
Jy is geliefd. Want in baie van ons aardse huise hoor ons dit nie meer. So ek daag jou uit. En dit kan dalk 'n bietjie vreemd wees in die begin, maar ek daag jou uit om ten minste elke Sondag vir een persoon te sê, ek is lief vir jou. Ek gee om oor jou. Of iets te doen om te wys, of ons mans hou nie daarvan om dit daai woorde te sê nie. Maar wys 'n bietjie, as ons hier by mekaar kom, daai persoon is geliefd. Tweedens, moet die kerk sê wie ons is. Dis juist hier waar ons mekaar moet herinner wie ons is. Ons is die huisgesin van God. Ons is duur gekoop. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons het dit besef by elke nagmaal wat ons saam gebruik, elke kuier, elke erediens, moet ons besef wie ons is. Dat die skaamte wat ons uit mekaar uit wou hou, die gemeenskap wat die verlore seun wou veroordeel en wegjaag, dit nie kon doen nie, want Jesus het ons skaamte gedra. Mag ons dit besef, elke keer as ek iemand wil veroordeel vir hulle sonde, hulle wond, hulle manier hoe ek hulle Jesus ervaar. Mag hierdie plek 'n plek wees waar mense heen kan kom vir liefde en aanvaarding. En derdens, soos God onsself oor Jesus verheug het, so moet ons bly wees om deel te wees van hierdie gesin. Mag ons erediens toe kom en mag ons mekaar vier. Mag ons mekaar met blydskap verwelkom. Mag elkeen van ons in hierdie nuwe huisgesin waardeer word en veilig voel. Ek dink as ons hierby sal uitkom, net hierdie 3 goed doen. Net mekaar begin lief hê, saam besef wat is ons identiteit en mekaar begin vier, sal daar verandering kom wat ons nooit sal verwag nie. Want mense gaan nou begin draai na die kerk toe. Nie die gebou nie, nie die dominee nie, maar na ons toe. In plaas van om hulle self dood te drink, in plaas van om te skinder en seer te maak, gaan hierdie die plek word van genesing. Want hier sal liefde en aanvaarding en grense gevind word, wat ons nie by ons ouers in hierdie wêreld gekry het nie. En ek het hierdie so baie keer gesê, maar ek wil dit weer sê, mag hierdie die hospitaal word vir die siekes, waar God ons kan gebruik om mense te genees. En mag hierdie opbouwe hof word, waar ons mekaar veroordeel en oordeel. Mag hierdie 'n plek wees, waar die gesin van God leef. En as ons sê, ons is die gesin van God, wat beteken dit? Ons sien mekaar as broers en susters, nie net as lidmate. Jy sien net nog iemand wat saad by die kerk sit, nie? Die persoon om my word my broer en my suster in Christus. Ons laat ruimte vir mekaar se proses, want genesing vat tyd. Dit beteken ek hamer nie op iemand keer na keer nie. Ek gee vir hulle tyd, gee vir hulle liefde, ek gee vir hulle aanvaarding. En laastens, ons is bereid om saam deur pyn te werk, want dit is hoe God ons vorm. Ek is die skouer waar die persoon op kan huil. Ek is die drukkie wat die ander persoon nodig het. Ek is die sagte woord. Ons is die gesin van God. Gemeente, so eindig ons 40 dae. En ek hoop en bid, dat jy daardie seer wat jy met niemand ooit oor praat nie, na God toe sal neem. Dat jy sal besef, Jesus het gekom, nie net vir jou sonde nie, maar ook vir daardie seer en daardie stikke. Dat jy kan leef, en nie net oorleef nie. Veral in hierdie tyd van die jaar. Dat jy nie net sal oorleef nie, maar dat jy sal leef, ten volle sal leef. En mag die Heilige Gees jou die waagmoed gee om te sê ek sukkel. Mag ons die waagmoed hê om te sê ek kan nie meer. Maar mag ons as gesin van God hierdie uitroepe hoor en dan uitreik vir die wat stikkend is.
Want ons is hierdie liefde en hierdie lig wat ons moet skyn, toevertrou om God se hande en voete te wees. Ek sluit af met 'n vraag. Daar was eens 'n ou tuin met 'n groot vrugteboom in die middel. Een nag het 'n storm losgebars en toe die son opkom, lê een van die boom se mooiste takke op die grond, afgeskeur en halfdood. Die tuinier het gekom en die mense van die dorp het gesê, sny hom af, hy is klaar. Hy gaan net die res van die boom beskadig. Gebruik hom as brandhout, gaan gooi hom weg. Hy het niks meer use nie. Maar die tuinier het gesê, nee, ek ken hierdie boom. Ek het hom self geplant. Hy het die tak versigtig opgelig en met lap teen die stam vasgebind en elke dag met water nat gemaak. 'n Paar maande later was daar toe weer nuwe lote aan daardie stikkende tak. Nie so perfek soos voorheen nie, maar lewendig, groen en vol lewe. Die mense het gewonder hoekom die tuinier soveel baie moeite gedoen het. En hy het net gesê, en dit is wat God ook oor jou sê vandag. Want wat aan my behoort, gooi ek nie weg nie. Ek herstel dit. God sê dit vandag oor elkeen van ons. Dit wat hy gemaak het, gooi hy nie weg nie. Hy herstel. Soos wat ons verlede week gesê het, die man wat buite die bad gelê het en Jesus kom verby hom en hy vra vir hom hierdie woorde, wil jy gesond? Wil jy gesond? Dis die. Want as jy wil, sal God jou hoor. Amen. Here, dankie dat al is ons verlore kinders, wegloop kinders, stikkende kinders. Here, dat U nooit opgee op ons nie. Dat U ons nooit alleen los nie. Dat U soos die pa en die verlore seun opspring, na ons toe hardloop en sê, hierdie is my kind. Ek sal nooit opgee op hom. En ek spreek hom vry van enige veroordeling. Hy is my kind. Sy is my kind. Hoor, Here, mag ons vandag dit hoor. Dat dit is wat U oor ons elkeen sê. Jy is my geliefde kind. Oor jou verheug ek my. Mag ons besef dat ons as huisgesin van God, ons as kerk die verantwoordelikheid het om saam met mekaar hierdie pad te staan. Van genesing, van nuut, van gesondheid. Gee vir ons 'n sensitiewe oor om te hoor. 'n Sensitiewe hart om uit te gaan. Help ons, Here, dat ons sal besef, ons is die huisgesin van God. En ons het 'n doel op hierdie aarde. Help ons, Here, gee vir ons die waagmoed om op te staan en te sê ek sukkel. En help ons, Here, om U te soek voor alles. Lei ons en wees met ons. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan die Here nou doen met ons offergawes. Terwyl dit gebeur, gaan ook 'n lied speel. Dit is Rihanna nou en Retiefburger se seun en sy sing op 'n stadium, sing sy, tot in die 1000ste geslag sal ons God se liefde ervaar. En mag dit hier begin. Kom ons eer Here met ons offergawes.
Here, hoor ons harte. As ons bid dat U ons altyd sal vashou. Here, laat U nie net ons sal vashou nie, maar ook ons kinders en hulle kinders en hulle kinders. Mag U asseblief altyd ons oplees en ons nooit alleen ons nie. Mag dit wat in ons generasies volg U eer bring. Mag daar verandering gebeur in 'n wêreld wat stikkend is. Maar mag dit hier begin, Here. Hier in die huisgesin van God. En mag dit 'n verandering bring daar waar ons gaan. Mag ons die lig wees. Here, gebruik asseblief die geld tot die opbou van U koninkryk. Laat U wil daardeur geskied. Mag U koninkryk daardeur kom. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en eindig ons met 'n slotgebed. Ga nou uit met hierdie wete. Jy het 'n Vader wat jou sien, wat jou tegemoet hardloop
en wat jou skaamte stil maak met sy liefde. Gaan leef as deel van sy huisgesin. Mense van genade, mense van herstel, mense deur wie God se vaderhart sigbaar word. En mag die Here self jou hart genees, jou huis vul met sy vrede, jou voete stuur om ander huis toe te nooi. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Sal seker oor so 1/2 uur na 3/4 uur begin eet. So